Welkom. Vandag kyk ons na 'n klomp bronne wat jy bymekaar gemaak het, artikels, stories, blogs, selfs gesprekke aanlyn oor een spesifieke plek, die Ayase gebied in Tokio se Adachi-wijk. Reg. En ons doel is om so 'n bietjie deur al daai materiaal te sif, die interessante geskiedenis uit te lig en ja, ook die versteekte plekkies te vind wat jy dalk kan besoek. So dink hieraan as jou gids tot die onvertelde stories van Ayase. Kom ons spring sommer weg. Absoluut. En wat nogal dadelik duidelik word uit hierdie bronne is dat Ayase wel laag op laag geskiedenis het. Dis nie net een ding nie. Ons praat van samurai-drama, dan stories oor landbou, jy weet, nuwe gewasse, selfs donker legendes by die rivier. En natuurlik hoe mense dit vandag sien. Dit wys nogal hoe 'n plek wat jy dalk miskyk eintlik propvol stories kan wees. En een van daai stories wat my dadelik getref het, was die skakel met die Shinsengumi. Nogal beroemd en berig. Ja, die Shinsengumi, vir die luisteraar, hulle was soort van die Shogun se spesiale polisiemag aan die einde van die Edo-tydperk. Nogal 'n groot naam. Presies. En na 'n groot nederlaag in 1868 by Koshu Katsunuma, het hulle toe blykbaar nie na die middel van Edo, die ou Tokio, gegaan nie. Nee, hulle het hierheen gekom, na wat toe 'n plattelandse dorpie was, Guyoi Shinden. Dis deel van die ou Ayase dorpie. Regtig? So hulle het hier kom wegkruip. Lyk my so. Die bronne, veral geskrifte van die plaaslike Kaneko-familie, dis nogal fascinerend dat daai dokumente behoue gebly het, vertel hoe 48 Shinsengumi-lede met Kondo Isami aan die hoof op 13 Maart 1868 daar by die Kanekos opgedaag het. Sjoe, 48 samurai op jou voorstoep. Kan jy jou die boere se reaksie voorstel? Ek weet nie. En dit was nie die begin. 2 dae later daag Hijika Toshizo, die onderbevelvoerder, ook op. Nog 'n bekende naam. Ja, en oor die volgende 19 dae het die getal gegroei tot, wag hiervoor, 227 samurai. In hierdie klein plekkie. Genade, 227. Dis meer as die hele dorpie se bevolking seker. Heel moontlik. Hulle moes oral bly. Die Kaneko-huis was vol, ander huise en ook by die plaaslike Kanonji-tempel. Dink net aan die chaos, die logistiek. Ja, veral na oorlog. En een bron noem selfs daai stalkie van Hijikata wat vis gevang het in die Ayase-gawa rivier. Ja, dis amper onwerklik nie. Die groot samurai-leier wat sit en vis vang, terwyl alles om hom brand. Presies. So vir jou as luisteraar wat dalk hierdie geskiedenis wil ervaar, is daar plekke om te sien. Wat het oorgebly? Ja, verbasend genoeg. Die Kanonji-tempel is nog daar. Jy kan dit besoek by Adachi-ku, Ayase 496. En is interessant, die tempel self is ouer, gestig deur die oorspronklike ontwikkelaar van die area, Kaneko Goyoi. So dis nie net die Shinsengumi-konneksie nie. Nee, dis ouer. Dan die terrein van die ou Kaneko-huis, Ayase 41522. Die huis self is nie oop nie, maar daar's blykbaar 'n inligtingsbord wat die storie vertel. En natuurlik die Ayase Inari heiligdom, Ayase 3208, wat al van 1614 af daar is. Dit het oor alles gewaak. So daar is tasbare plekke. Dis goed. Dit gee jou 'n gevoel vir daai tyd. Nou, jy het die Ayase-gawa rivier genoem, waar Hijikata glo vis gevang het. Die bronne sê daai rivier het ook sy eie donkerder stories. Die legende van die slangbrug, Hebibashi. Ja, daai een is nogal intens. Die bronne beskryf hoe daar in die Edo-tyd erge probleme was met vloede weens waterwerke stroom op. Een spesifieke dorpie, Osunemura, het telkens die water gekry. En die hoofman, Shinpachi, het probeer ingryp. Presies. Hy was desperaat, het probeer om die duike hoër op te breek om sy dorp te red. Maar ja, dit het nie goed afgeloop nie. Ek het so gevoel. Hulle het hom gevang en die beskrywing is wreed geslaan, 'n oog uitgesteek en toe in die rivier gegooi. Sy ma het dit glo gesien, geskree hulle sal as slange terugkom vir wraak en toe self ingespring. Dis verskriklik. En die legende sê toe 2 reuse slange het die plek begin tuister. Die mense was doodsbang.
So wat het hulle gedoen? Wel, om die geeste of die slange te paai, het hulle toe 'n brug gebou, die oorspronklike Hebibashi, en 'n soort gedenkhovel, 'n tsuka. Dis 'n klassiese volksverhaal, maar dit wys ook die regte historiese spanning oor water. Water was alles. En is daar vandag nog iets wat aan die legende herinner? 'n Plek vir die nuuskierige reisiger? Ja, en dis die ongelooflike deel. Die ou brug is weg, maar die nuwe Kuwababukuro Ohashi-brug en Hanahata 7 Chome naby die ou plek het die legende in sy ontwerp gebruik. Regtig? Hoe so? Wie bronne sê die brugpilare het beelde van slange wat om hulle draai. En die reëlings het reliefs wat die storie van Shinpachi en sy ma uitbeeld. Dis nogal iets, né? 'n Moderne brug wat so 'n ou donker storie lewend hou. Definitief 'n versteekte juweel. Dis fascinerend hoe die moderne en die mitiese so saamkom. Maar Ayase is nie net mites en samurai nie. Jou bronne wys ook op 'n ander, dalk meer aardse geskiedenis, iets met kopkool. Ja, kopkool. Klink nie baie opwindend nie, maar dit was glo nogal belangrik. Een deel van ou Ayase, Itayamura, was een van die eerste plekke in Japan wat westerse kopkool, kanran, begin verbou het. Dit was in die Meiji-era, laat 1800s, toe Japan begin moderniseer het. Hoe kom jy daar? Weet ons. Dit lyk of die grond langs die Ayasagawa, wat verbeter is deur vloedbeheer ironies, né, na die slangbrug storie, baie vrugbaar was. So boere het begin eksperimenteer met nuwe gewasse. Dit was 'n groot skuif van net rys verbou vir Edo. Dis deel van daai moderniseringsdrang. Maar vandag is daai lande seker meestal weg, met die stad wat uitgebrei het. Ja, meestal. Maar daar is 'n manier om 'n idee te kry. Die groot Higoshi Ayase Koen park is op baie van daai ou landbougrond gebou. Dis 'n interessante park, baie lank en U-vormig. U-vormig. Hoekom? Een bron sê dis doelbewus so ontwerp om soveel moontlik kontak met die woonbuurte rondom te hê, om dit deel van die gemeenskap te maak. En die park probeer nog daai landelike gevoel behou, met oop ruimtes en waterlope wat soos ou besproeiingskanale lyk. En daar was ook 'n rede hoekom die park juis na die oorlog geskep is. Nou, een van die artikels noem dit was 'n doelbewuste poging om te keer dat die area ontwikkel in 'n ongesonde, onbeplande woonbuurt. So dis ook 'n stukkie stadsbeplanningsgeskiedenis. As jy vandag daar stap, kan jy dink aan reis, dan kool, dan oorlog, dan hierdie park as 'n simbool van herstel. En dalk, soos een bron sê, kan jy nog steeds soek na restaurante wat trots is op plaaslike groente. Presies. Selfs al kom dit nie meer direk uit Ayase nie, daai verbintenis met vars produkte bestaan dalk nog. Die naoorlogse tyd. Jou bronne raak ook aan die Tweede Wêreldoorlog se impak. Ayase self was dalk minder gebombardeer, maar Adachi-wijk het swaar gekry, né? Ja, veral gebiede soos Senju. Die bronne vertel van kinders wat na Nakano geëvakueer is. Dit was nie maklik nie. Kostekorte, higiëneprobleme, luise was glo 'n groot probleem. Dis hartseer om te dink. Ja. En mense het kosbare goed soos kimonos vir kos verruil. Selfs rivierkreef geëet. Dit wys hoe desperaat dit was. En die Sinenbari, daai gordels. Ja, die 1000 steekgordels. Vroue het dit gemaak vir soldate, met die hoop dat dit hulle sou beskerm. Dis sulke klein details wat die tyd lewend maak. Vir iemand wat meer wil weet, is die Adachi-wijk plaaslike museum, Arachikuritsu Kyoto Hakubutsukan, seker die plek om te gaan. Of weer eens, Higashi Ayase Park as 'n simbool van herlewing. Goed. En dan is daar die amper bonatuurlike kant. Die folklore. Reuse slange en jakkelsbruilofte. Ja, dis die stories uit die diep verlede. Die een oor Kosugedon, 'n reuse slang naby die Tokugawa se Kosuge paleis wat glo slegte mense gevreet het. 'n Soort beskermer amper. Soort van ja. En dan die Kitsune no Ryomeri, die jakkals se bruilof. Mense het glo snags vreemde liggies gesien op 'n ou pad, die Bangandomichi, en geglo dis jakkals wat trou. Kitsune, die jakkals, is belangrik in Japanse folklore met magiese kragte. Dis wonderlik, maar waarheen gaan jy om dit te ervaar? Dis seker moeilik. Dis moeilik om 'n presiese plek te kry, maar jy kan die atmosfeer soek. Stap langs dele van die ou Furusumi-dawa rivierloop, of net in die Kusuge-area. Probeer jou indink hoe dit was toe mense geglo het sulke dinge is moontlik, toe die nag nog geheime gehou het. Dis 'n ander soort reis. Dit bring ons by die hede.
En een ding wat sterk deurkom in jou bronne, veral die meer persoonlike vertellings en aanlyn gesprekke, is die moderne beeld van Adachi-wyk. Dit klink of daar steeds 'n bietjie van 'n stigma is. Ja, dit lyk so. Verskeie mense noem dat ander Japanese en buitelanders soms nog wel negatief reageer as hulle hoor jy woon in Adachi. Dit kom van 'n ou reputasie oor laer inkomste en misdaad dekjare gelede. En daai beeld kleef blykbaar nog. Maar dis nie die volle prentjie nie volgens die mense wat nou daar woon. Glad nie. Dis die groot kontras. Mense wat daar woon, beskryf Ayase en Adachi as bekostigbaar vir Tokio standaarde, stil, goed vir gesinne, met 'n goeie gemeenskapsgevoel en daai wonderlike parke soos Higashi Ayase. En die misdaadsyfers. Een bron sê dis nou van die laagste in Tokio. Kindersorg is goed, dis meer shitamachi, sê hulle daai onderdorp gevoel, minder pretensieus as sentraal Tokio. Dis 'n groot gaping tussen die ou reputasie en die werklikheid vandag. En selfs in hierdie moderne konteks is daar nog daai unieke klein juweeltjies. Soos daai Koma Inu. Ja, by die Ayase Inari heiligdom, onthou waar die Shinsengumi ook was, is daar die Rakugo Komainu. Hulle lyk soos Rakugo storievertellers, nie die gewone leeuhonde nie. Geskenk deur 'n bekende Rakugo-meester Sanyote Enjo. Dis net uniek. Dis fantasties. En dan noem 'n ander bron 'n deelhuiskompleks wat van skeepsvraghouers gemaak is. Dalk die geskiedenis nie, maar beslis ongewoon en wys iets van die moderne kreatiewe kant van Ayase. So van samurai en slange tot kopkoel en Komainu storievertellers. Dis nogal 'n reis deur die lae van Ayase. Jou bronne wys regtig dat selfs 'n plek wat jy dink jy ken of dalk oorslaan, vol verrassings kan wees. Presies. Dit gaan daaroor om verby die eerste indruk of die ou stories te kyk. Die regte verhaal lê dikwels in hierdie minder bekende hoekies, in die echo's by 'n tempel, die ontwerp van 'n brug, die vorm van 'n park. Dis daar, as jy kyk. En dit laat mens wonder, watter ander gewone woonbuurte, dalk hier by ons of waar jy as luisteraar ook al is, het sulke verborge stories. Dinge wat wag om ontdek te word, net onder die oppervlak, as jy die leidrade begin volg. Iets om oor na te dink vir jou volgende ontdekkingstog.